Pesach Boodskap 2025, die bruilofsfees van die Lam. Die Pesachfees word as niks anders gesien as 'n bruilofsfees. En dis 'n spieelbeeld van die groot bruilofsfees wat nog sal kom. Maar besef ons werklik met wie die bruid in die huwelik gaan tree? Baie gelowiges herdenk die dag as die uittog uit Egipte en die bevryding van slawerny van ons voorouers, en hulle is 100% reg. Maar is daar meer in die uittog uit Egipte as wat ons dink? Hoekom was die volk in slawerny gewees? Alles weens verkeerde besluite wat hulle gemaak het. Ons weet die vrou word gesien as Jesrael en Jahwe as haar man. Maar die vrou of die volk het nie haar man altyd bygestaan en hom gedien nie, maar het altyd van hom afgewyk. Nou aan die vrou was 'n spesifieke man verbind gewees. En ons sien dit in Genesis 2 en hierdie man was beskryf gewees as die boom van die lewe. Want as jy van hom eet, sal jy vir ewig lewe. Dis is hy die weg en die lewe. Maar wat het Adam en Chava of Eva gekies? Aan wie het hulle verbind? Hulle het hulle aan die dood verbind. Dit wil sê aan die boom van die kennis van goed en kwaad. Dit is met wie hulle verbind het of met wie hulle getrou het. Met die dood. Hulle sluit 'n verbond met Satan en tree met hom in die huwelik. En waar beland hulle toe? Hulle beland toe in die doderyk. In die mag en die gesag van die Satan was hulle vasgevang gewees. En in Jesaja 28 vers 15 kan ons sien dat die volk met die dood 'n verbond aangegaan het. Want reg in die begin was die boom van die lewe aan Adam hulle gegee gewees, maar hulle het die dood gekies. En so beland hulle in die mag van hierdie man, naamlik die doderyk. En hulle is vasgevang in hierdie mag van slawerny. Deur hierdie verkeerde keuses wat hulle gemaak het hulle 'n verbond met die dood gesluit en sodoende met 'n verkeerde en 'n slegte man in die huwelik getree. Nou in Eksodus 12 en 13 met die Pesach en die uittog uit Egipte was dit alles net simbolies wat sou kom wanneer Yeshua sy volk gaan verlos het uit die doderyk. Die volk het na die uittog steeds in die doderyk beland. Maar as ons na die spieelbeelde kyk tussen Yeshua en die uittog uit Egipte, want baie sien nie die simboliek in die Pesach wat Yeshua kom doen het nie. Nou, eers met die dood van die eersgeborene, wat ook dalk kan verwys na die dood van die volk se eerste man, was die vrou nou geregtig gewees om 'n ander man te volg en Egipte te verlaat. Die bloed van die Pesachlam het die vrou beskerm om nie ook te sterf saam met die Egiptenare se eersgeborenes nie. Dus nadat die bloed gevloei het van die Pesachlam, is hulle uit Egipte gelei. Toe Yeshua gesterf het, het hy neergedaal en so het hy die doderyk oorwin. Dit wil sê die eerste man waaraan die volk verbind was, is gedood. Hy het die dood oorwin. Die vrou kan nou aan 'n ander behoort, naamlik aan die een wat vir ewig lewe, en so het die volk hom uit die doderyk gevolg. Nou in Jeremia 2 vers 2 vergelyk Jahwe homself as die bruidegom en hoe die vrou weens haar toewyding en liefde hom gevolg het in die woestyn. 'n Verwysing na die uittog uit Egipte, want hulle het eers hulle koning gesoek, hulle het hom aangeroep en na hom teruggekeer en hulle het van die lam geëet. En hy het hulle gebede verhoor en hulle uit Egipte verlos. En so het hulle hom gevolg in die woestyn. Nou die tydperk van die uittog tot by Sinaï, waar 'n verbond met die volk gesluit was 3 maande gewees. En dit was die volk se verlovingstydperk aan hulle bruidegom, en met die fees van die eerstelinge het die volk eers die wet ontvang en in verbond met hom gegaan. Nou, ons almal is hier om Jahwe se feeste te hou, en hierdie Pesachfees is 'n verwysing na die bruilofsfees van die Lam. Dit wil sê die fees word gevier ter verering van Yeshua. Yeshua sê self nadat hy die Pesach saam met sy disippels hou, sê hy, doen dit tot my gedagtenis. Dit wil sê dit is 'n verwysing na Eksodus 12 wat sê die nag is 'n nag om plegtig onderhou te word in al julle geslagte. En hier kom Yeshua en laat die fees weer herleef, en aan wie moet ons dink as ons hierdie fees vier? Aan hom, want die feeste gaan net oor hom. Maar nou kom ons in Levitikus 23 en Jahwe sê hierdie feeste is sy feeste. Nou wat gaan hier aan?
Besef ons werklik wie ons man is? Jahwe sê, hy is ons man in Jesaja 54 vers 5, Hosea 2 vers 16 tot 20 ensovoorts. Nou, die woord man in hierdie konteks beteken jou eggenoot, die een met wie jy 'n verbond het. Maar nou as ons Jahwe as die Vader sien, en Yeshua as die Seun, en as die Seun ons leer bid tot die Vader, en die Vader is ons Vader, kan die dogter dan met haar vader trou? Nee, sy mag nie. Wie is ons dan? Wie is dan ons man? Ken ons volk werklik ons man? Met wie het ons 'n verbond in die Ou Testament en met wie het die volke verbond in die Nuwe Testament? As Jahwe sê hy is ons man, wat sê Yeshua? Yeshua noem homself die bruidegom in Matteus 9 vers 15 en dan in Matteus 25 vertel hy die gelykenis van die 10 maagde wat hul gereed maak vir die bruidegom. Dit wil sê vir die 10 stamme wat hul reg kry vir hom. Hy is die bruidegom. Johannes verwys na Yeshua as die bruidegom in Johannes 3 vers 29. En in Openbaring 19 vers 7 tot 9 word die bruilofsfees gehou vir die lam, vir Yeshua en sy bruid. Nou, wie hou hierdie bruilofsfees? Die seun of die vader? Dis die vader. Yeshua vertel die gelykenis van die bruilofsfees wat die vader let wel vir sy seun voorberei het in Matteus 22 vers 2. Dus met wie trou die vrou? Met die vader of die seun? Sy trou met die seun. En ons het 'n begeerte na hierdie seun. Almal weet ons trou met die seun en hy gaan koning wees oor ons. En as ons die seun ken, moet ons dan weet dat hy is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid, soos Hebreërs 13 vers 8 vir ons sê. En as ons 'n begeerte na hom het, dan beteken dat hy ons man is en ons het 'n verbond met hom. En as ons in verbond is met hom, moet ons hom ken en weet wie hy is. En sodoende sal ons weet wie hy gister was. Watter karaktereienskap het ons man? Hy kom met vuur en hy wens dat hy dit al aangesteek het. En Paulus bevestig dit ook in 2 Tessalonisense 1 vers 8. Openbaring beskryf Yeshua se oë wat soos 'n vuurvlam is. Yeshua bring die oordeel en so word baie deur die vuur verteer. En ons kan nie wag vir die dag wanneer hy gaan kom, om ons vry te maak van hierdie goddelose wêreld en die mag van die vyand om hulle te verteer nie. En so het ons 'n begeerte na hierdie man se koms. Nou na wie het ons hierdie begeerte? Ons het 'n begeerte na die seun of met ander woorde die engel van die verbond se koms. En hier word dit vir ons deurgegee in Maleagi 3. Let wel, hulle sê hier die engel of met ander woorde die seun van die verbond. Dis het die volk 'n verbond met hierdie engel, hierdie seun. En kyk sy karaktereienskap. Hy kom ook met vuur. En let wel, hulle sê in vers 2, maar wie kan die dag van sy koms verdra? En dit is dieselfde woorde as in Joël 2 vers 11, want wie kan sy koms verdra? En in Joël 2 kom hierdie wese ook met vuur en hy verteer alles voor hom. En dan sien ons in Joël 2 vers 32, dat almal wat die naam van Jahwe aanroep, sal gered word. Maar in Handelinge 2 vers 38 word die mense in die naam van Yeshua Messia gedoop. En dit is die naam wat hulle moet aanroep om gered te word. Kan ons al werklik Yeshua begin sien, gister of met ander woorde in die Ou Testament, of vandag in die Nuwe Testament? Bly hy dieselfde wese, of verander hy? Hebreërs 13 vers 8 sê, Yeshua verander nie, en Maleagi 3 vers 6 sê, Jahwe verander nie. Nou wie is ons man? Is dit dieselfde onveranderlike wese, of het die seun die pa se vrou gevat en 'n verbond in die Nuwe Testament met die volk gesluit? Nee, hy was ons man van die begin af. En soos ons in die Nuwe Testament die naam van Yeshua moet aanroep om gered te word, het hulle ook in die Ou Testament hom aangeroep om gered te word. En hier is maar nou net 'n paar verse waar hulle Jahwe aangeroep het om gered te word, naamlik in Psalm 99 vers 6, Psalm 116 vers 13,
en Psalm 116 vers 17. En so het hulle hom ook aangeroep in Egipte en hy het hulle verlos. Het die volk dus nou in die Ou Testament die Vader hul man aangeroep om hulle te red, en nou in die Nuwe Testament kom die Seun en hy red hulle uit die doderyk uit. Hy betaal met sy bloed die losprys vir sy bruid en vat sy Vader se bruid. Of was hy gister die man van die bruid, as ook vandag tot in ewigheid? Snaaks genoeg het Sipora geweet Jahwe is die bloedbruidegom, want sy sny haar seun se vooruit af en sy gooi dit voor Jahwe se voete, die een wat neergedaal het om Moshe te dood, die bloedbruidegom. En wie sê Yeshua is die enigste een wat neergedaal het? Yeshua. Wie het betaal met sy bloed vir die volk? Was dit die Vader gewees of was dit die Seun? Dit was die Seun. En hy is die bloedbruidegom. En wat beteken die naam Jahwe in die Paleo-Hebreeus? Dit beteken kyk uit vir die hand, kyk uit vir die spyker. Nou in Eksodus 3 verskyn let wel 'n engel, 'n seun van die Vader aan Moshe, en die engel sê vir Moshe, hy is die Elohim van Abraham, die Elohim van Isak en die Elohim van Jakob. Dit wil sê, hy is hulle man en hy het 'n verbond met hulle. En die engel praat deur die brandende bos, met ander woorde, deur die vuur. En wie se karaktereienskap is die vuur nou weer? Yeshua se. En hy sê sy naam is ek is wat ek is. Nou hoeveel keer sê Yeshua hy is in die Nuwe Testament? Ten minste 7 keer sê hy dit. As ons gaan kyk na Johannes 6 vers 35 sê hy ek is die brood van die lewe. Johannes 8 vers 12 ek is die lig van die wêreld. Johannes 10 vers 7 ek is die deur van die skape. Johannes 10 vers 11 ek is die goeie herder. Johannes 11 vers 25 ek is die opstanding en die lewe. Johannes 14 vers 6 ek is die weg, die waarheid en die lewe. Johannes 15 vers 1 ek is die ware wingerdstok. In Johannes 18 vers 5 tot 6 tydens Yeshua se arrestasie, toe die soldate hom vra, hulle soek vir Yeshua, toe sê hy ek is. Nou as ons kyk na die Griekse woord is ego eimi. Toe val die soldate terug op die grond en dit is hulle reaksie van sy goddelike mag. Soos ons sien in Psalm 27 vers 2 wat soos volg lui. As kwaaddoeners teen my nader kom om my vlees te eet, my teenstanders, my vyande, ja, myne, struikel hulle self en hulle val. Dis wat hier gebeur het. Nou die belangrikheid van die woord ek is, ego eimi, in die Septuaginse Griekse Ou Testament word Jahwe se naam in Eksodus 3 vers 14 vertaal as ego eimi. Wanneer Yeshua dit sê, dan openbaar hy homself as dieselfde wese ek is wat aan Moshe verskyn het. Nou die Judeërs het dit duidelik verstaan en dit is hoekom dat hulle hom van godslastering beskuldig het in Johannes 10 vers 30 tot 33. En dan sê Yeshua ook, voordat Abraham was, is ek. Dis het hy ook vir Abraham geken en hy is die Elohim van Abraham want hy het ook 'n verbond met hom gesluit. En wat het gebeur daardie dag toe Elohim met Abraham 'n verbond gesluit het? Elohim antwoord met vuur en hy gaan deur hierdie vuur en so bekragtig hy die verbond met Abraham. Yeshua kom met vuur, die verbond word met vuur gesluit. So wie was saam met Abraham gewees? Dis is die engel of die seun, die Elohim, die man van Abraham ook, want hy het 'n verbond met hom, Isak en Jakob. En Jakob worstel met die engel en sê, hy het met Elohim geworstel. Dieselfde Elohim wat neergedaal het om met hom te worstel, en net een het mos nou neergedaal, volgens Yeshua, en dit is net Yeshua. Dis het Jakob ook 'n verbond met die seun of met die engel gehad. En dit is hoekom dat hierdie engel in Eksodus 13 vir Moshe kan sê, hy is die Elohim van Abraham, van Isak en van Jakob. Hy is die bloedbruidegom, die lam, die lig wat op die eerste dag geskape was. Hy is die boom van die lewe waarvan Adam en Gawa hulle moes geëet het. Maar hulle het hom verwerp. En wie het hulle uit die doderyk losgekoop en uitgelei? Jahwe sê, hy sal hulle loskoop. En Jahwe word gesien as die erekoning, maar Yeshua kom koop die volk los en in Nikodemus 5 vers 3c
sê hulle, Yeshua is die Here koning. En hy bevry hulle uit die doderyk uit. En dit is nie twee verskillende identiteite nie. Dis dieselfde wese. Hy is gister en vandag en tot in ewigheid dieselfde. Halleluja! Hy trou met sy eie volk aan wie ons verbind was. En as ons dit besef, dat Yeshua ons verlos het uit die doderyk uit, en hy het 'n verbond met die volk gesluit, dan sal ons weet dat dit 'n spieelbeeld is oor wie ons uit Egipte gelei het en 'n verbond met ons gesluit het. En as ons kyk na Rigters 2, dan sien ons het die engel, dit wil sê die seun wat die volk uit Egipte gelei het en 'n verbond met hulle gesluit het, en dit is presies wat Yeshua kom doen het. Met sy bloed het hy die volk uit die doderyk uitgelei. Met die bloed van die Pesachlam is hulle uit Egipte land uitgelei. Hy verander nie. Besef ons werklik vandag hoekom ons hier is om hierdie fees te vier en oor wie die fees gaan en met wie ons 'n verbond het of met wie ons in die huwelik gaan tree. Vandag met die Pesachfees is dit 'n huweliksfees, 'n verbondsfees. Weet jy met wie jy trou? Trou jy met jou eie pa of trou jy met die een met wie jou vader jou verbind het? Yeshua het die oorwinning behaal om jou vry te maak van jou vyande en sodoende is hy geregtig om jou as bruid te kan neem. Want hy het die huweliksprys betaal. Hy het jou bevry van jou vyande en die oorwinning behaal. Net soos Dawid wat die dood in die oë gestaar het om die Filistyne te verower om sodoende Michal, dogter van Saul, as bruid te kon kry. En baie interessant beteken Michal dieselfde as Mikael, wat beteken who is like God. Yeshua is die boom van die lewe. Ons is aan hom verbind en so sal ons vir ewig lewe. Hy is die rots in die woestyn wat die volk se dors geles het. Soos Paulus sê, is hy hierdie geestelike drank wat hulle gedrink het. Hy is die hemelse water van die lewe, 'n suiwer rivier, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van Elohim en van die Lam. Soos ons kan sien in Openbaring 22 vers 1 en vers 17. En die wat dors is, sal kom drink van die water van die lewe verniet. Yeshua sê vir die Samaritaanse vrou in Johannes 4 vers 14, as jy van die water drink wat hy jou sal gee, dan sal jy nooit dors kry nie. En die water is 'n fontein wat opspring tot in die ewige lewe. Dus moet ons van hom drink. Ken jy werklik jou man? Weet jy wie of wat hy is? Weet jy dat hy nie verander nie en dat hy dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid? Jou maker is jou man. Weet jy dat jy 33 rugwervels het? Hoe lank was Immanuel met ons op die aarde? 33 jaar. Hoeveel disippels het hy gehad en hoeveel stamme van die huis van Israel is daar? 12. Hoeveel ribbes het jy? 12. Jou maker se naam is in jou DNA. Nou elke DNA-stryn het 'n herhaalde patroon van 10, 5, 6 en 5. En as ons dit met die Hebreëse alfabet vergelyk, dan kry ons die Jod as die 10de letter, die Hy as die 5de letter, die Waf as die 6de en die Hy die 5de. Dit wil sê, ons sien Jahwe se naam in ons DNA. Soos 'n skildenaar sy handtekening op sy kunswerk plaas, so sit Jahwe sy handtekening ook in jou, want jy is sy kunswerk waarop hy trots is en hy is lief vir hierdie kunswerk. Waarlik, ons maker is ons man. Sy koninkryk is binne in ons. En wie gee ons die krag? Wie se krag werk binne ons en deur ons? Ons is tot alles in staat deur Yeshua Messias wat vir ons die krag gee, soos Paulus sê in Filippense 4 vers 13. Dus as jy jou man ken, weet jy wie hy is en oor wie hierdie fees gaan. Eet en drink van hom sodat jy kan lewe. En as ons so daaraan dink wat met die oortollige vleis van die lam gebeur, dan sien ons dat dit verbrand moet word. Dis die wat nie van die lam geëet het nie, hulle sal deur die oordeel van die vuur verteer word. Want daar was genoeg vleis gewees vir die fees, maar julle wou nie na die fees toe kom nie.
En so het van die vleis gemors en jou porsie word nou verbrand. En so sal jy deur daardie oordeel gaan, omdat jy dit nie nodig geag het om by die fees te wees nie. En soos in Numeri 9 word die wat nie deel gehad het aan die lam van die volk afgesny gewees. Kom laat ons eet van die lam en besef wie hy is, en dat ons deur hom tot alles in staat is. Hy is die lig in ons lewe. Hy is die boom van die lewe. Hy is die opstanding en die lewe. Hy is die brood van die lewe. Hy is die goeie herder. Hy is die deur van die skape. Hy is die regverdige regter. Hy is die ere koning. Hy is die ware wingerdstok. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die fontein van die lewe. Hy is ons verlosser. Hy is ons geneesheer. Hy is ons man, ons bloedbruidegom. Halleluja! Kom ons vier die feeste tot sy gedagtenis en ons vereer hom en word een met hom. Mag jy 'n geseënde Pesach en ongesuurde brode fees geniet. Shalom.